Welkom terug vriende by Leer die Bybel in Konteks en ons is besig met 'n reeks oor die eienskappe van God. En ek wil ons sessie vandag begin met 'n quote van A.W. Tozer. Hy het gesê, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." Dit beteken dat dit wat ek en jy dink van God is die mees belangrikste ding van ons lewens en dit bepaal alles van ons lewens. Met ons vorige sessie het ons gekyk na God se selfbestaan en vandag se sessie gaan oor God se spiritualiteit of sy geestelikheid. So wanneer ons praat van God se spiritualiteit, dan praat ons van die feit dat God 'n spirit being is. Met ander woorde, God het nie 'n liggaam nie. So dis nie dieselfde as my en jou geestelikheid of waarvan sekere gelowe praat wanneer hulle praat van spiritualisme nie. Dit beteken dat God is nie sigbaar nie. Dit beteken ook dat God oneindig is. Met dit in gedagte, Tozer het ook gesê dat die swaarste woord in enige taal is die woord God. Maak nie saak wat die woord is nie. En dit is hoe dit hoort. Ons lewe in 'n tyd waar daar soveel oppervlakkige opinies en leringe oor God is, dat kerke nie meer die grootheid van God ken nie. Gelowiges weet nie meer met wie hulle te doen wanneer hulle Bybel lees of wanneer hulle kerk toe gaan of wanneer hulle aanbid nie. As ons waarlike aanbiddaars en volgers van die God van die Bybel wil wees, moet ons terugdraai na die diep studies oor God wat God vir ons beskikbaar gestel het in die Bybel. En ons moet almal teoloog wees. Nou die woord teoloog beteken studie van God. En dit is waarmee ons hier besig is. En hierdie is die mees belangrikste studie wat ek en jy ooit sal doen. So wie is die ware God van die Bybel? As ons die antwoord op hierdie vraag verkeerd het, of as ons nie die ware God van die Bybel ken nie, gaan ons sukkel met baie ander geloofsoortuigings. Ons gaan ook sukkel met byna elke ander lering in die Bybel. Ons gaan dit ook moeilik vind om te volhard in ons geloof. En ons gaan heel moontlik, baie maklik terugval in 'n lewe van sonde. Dit is dus krities belangrik dat ons hierdie studie moet reg hê en dat ons almal dit moet verstaan. Nou hierdie eienskap van God, sy spiritualisme kan in 3 woorde opgesom word. Immaterieel, onsienlik en oneindig. En die kernvers hier is Johannes 4 vers 24. Nou Jesus is besig met 'n gesprek met die Samaritaanse vrou en in vers 24 lees ons, God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So God het nie 'n liggaam soos wat ek en jy 'n liggaam het nie. Ons kan nie God se lengte of sy gewig meet nie. God het dan ook nie liggaamsdele soos wat ek en jy liggaamsdele het nie. Nou daar is egter verse in die Bybel wat praat van God se oë, van sy ore, daar's ook verse wat praat van God se hande en sy arms. Nou as die Bybel dan praat van God asof hy liggaamsdele het, hoe rekonsilieer ek en jy dit met Johannes 4 vers 24? Nou, God gebruik figuurlike taal wanneer hy na homself verwys in die Bybel. God openbaar homself aan ons in 'n taal en op 'n manier dat ons dit kan verstaan, deur om liggaamsdele te koppel aan sy eie vermoëns. Byvoorbeeld, as God kyk, dan word die woord oë gebruik sodat ek en jy dit kan verstaan. As die woord byvoorbeeld sê dat God se oë swerf rond oor die hele aarde, dan beteken dit vir my en jou dat God sien alles en hy weet alles. John Calvin het geskryf dat God so almagtig en so groot is, dat hy moet afdaal na ons vlak toe met eenvoudige verduidelikings, anders gaan ek en jy dit nie verstaan nie. Wanneer God dan figuurlike taal met ons praat, is dit om ons te akkommodeer. Dit is soos wanneer ek en jy met 'n baba gesels, ons gebruik baby talk, en dit is wat God met ons doen. Nou daar's geen limiet op God, dat hy oë en ore het, wat slegs op een plek kan sien of hoor nie. Die feit dat God geen liggaam het nie, maak dit vir hom moontlik om oralste te wees op alle tye. God is nou hier by my, en God is ook daar by jou. Wanneer jy huis toe gaan, as jy byvoorbeeld by die werk is, gaan God steeds hier by my wees. Maar hy gaan by jou huis ook wees, en hy gaan by jou werk wees. Dit maak nie saak waarheen ons gaan nie. God is saam met ons. Nou dink bietjie hieraan, waarheen jy ook al op pad is, waarheen jy gaan vanmiddag of vanaand. God is daar voordat jy opdaag. Omdat God nie 'n liggaam het nie, word hy nie beperk deur 'n liggaam nie. So dit is hoekom hy oralste kan wees. Dit is hoekom God in die Ou Testament vir Josua kon sê, niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En Jesus het vir ons aan die einde van Matteus ook gesê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld.
Nou hierdie is 'n wonderlike eienskap van God, dat hy oralste saam met ons kan wees. Maak nie saak waar ons is nie. God is oralste in sy totale grootheid saam met ons. Nou wanneer ek en jy weer in 'n situasie is waar ons wil sondig, waar ons alleen is, dink bietjie hieraan. God is daar ook. Nou die tweede woord waarna ons gaan kyk is onsienlik, in Engels sê hulle invisible. Nou omdat God immaterieel is en sonder 'n liggaam is, beteken dit dat hy onsienlik is. In Johannes 1 vers 18 lees ons dat niemand nog ooit vir God gesien het nie. Dit laat natuurlik 'n baie groot vraagteken oor enigiemand wat sê dat God aan hulle verskyn het. Daar's mense en groepe wat gereeld vertel dat hulle vir God gesien het, of dat God met hulle praat. Dis nie waar nie, aangesien die enigste fisiese manifestasie van God is Jesus Christus. En Christus sit nou in die regterhand van God. Johannes 1 vers 18 klink so die hele vers. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, wat self ook God en baie na aan die Vader is, het hom aan ons kom bekend maak. Johannes 6 vers 46 sê, nie dat iemand al die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van die Vader afgekom het. Hy het die Vader gesien. Sien julle hoekom is dit onmoontlik vir enigiemand om te kan sê dat God aan hulle verskyn het? In die Ou Testament was daar wel tye waar God homself gemanifesteer het, as byvoorbeeld 'n lig. Sy glorie het verskyn soos 'n lig. Dit het gebeur in unieke en baie spesifieke geleenthede. Moses het byvoorbeeld vir God gevra dat Moses God se heerlikheid wou sien. En in Eksodus 33 vers 20 lees ons, hy sê toe vir hom, jy durf nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk nie. In Kolossense 1 vers 15 word verwys na Jesus as die beeld van die onsigbare God. 1 Timoteus 1 vers 17 sê, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid toe. Amen. 1 Timoteus 6 vers 16, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Omdat God onsienlik is ons totaal afhanklik van die Bybel. Dit wat in die woord van God geopenbaar is al wat ek en jy weet van God af. Dit wat geopenbaar is die spesifieke dinge en eienskappe wat God wou gehad het, ek en jy moet weet. God het algemene eienskappe van homself en sy skepping vir ons gewys, en ons lees daarvan in Romeine 1 vers 20. Daar staan, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Nou wat se eienskappe kan ons sien in die skepping? God is 'n God van orde, God is 'n God van skoonheid, God is 'n God van presiese ontwerp, God is 'n kragtige God, hy gebied die wind en die see, God is 'n God wat toornig is, hy stuur aardbewings en tsunamies, God is 'n God van liefde, hy laat dit reën oor die bose en oor die heiliges, hy laat die plante groei dat mense kan eet of hulle gelowig is of nie gelowig is nie. Daar's dus baie wat ek en jy kan sien van God in sy skepping. Maar God se grootste openbaring van homself is in sy woord, die Bybel. Dit is hoekom die mensword van Jesus so belangrik is vir ons, want dit is hoe 'n onsigbare God aan ons sigbaar geword het. Wanneer enigiemand van ons vra, hoe lyk God, dan kan ons na Jesus toe verwys. God was ten volle God in Jesus Christus. In 1 Johannes 14 lees ons, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Luister weer na Johannes 1 vers 18. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. In Johannes 14 lees ons dat Filippus vir Jesus gesê het, Here, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus antwoord hom, ek is so lankal by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. Nog 'n vers waarna ons kan kyk is Hebreërs 1 vers 3. Die seun weerkaats God se heerlikheid, en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Ons kan in hierdie verse sien dat God homself aan ons kom wys het deur sy seun Jesus Christus. Die derde woord waarna ons gaan kyk om God se spiritualiteit mee te verduidelik is oneindig, geen limits of geen einde nie.
Nou ons weet nou al reeds, omdat God nie 'n fisiese liggaam het nie, het hy geen grense nie en daar is geen fisiese beperkings op God nie. God word nie beperk deur tyd of spasie in hierdie wêreld nie. Daar is geen tyd of plek of tydperk waar sy volle wese nie teenwoordig was nie. In Job 5 vers 9 staan daar: wat God doen is te groot om ooit te verstaan. Hy doen wonder op wonder. God se grootheid is te groot vir my en jou om dit heeltemal te verstaan. Ons is eenvoudig, net te eenvoudig om hierdie grootheid van die Skepper volkome te kan snap. In Job 9 vers 10 staan daar: sy groot werke is te wonderlik om te verstaan. Hy bewerk ontelbare wonders. Nou hierdie kennis behoort 'n groot effek op ons aanbidding van God te hê. Dink julle dat ons regtig 'n God kan aanbid wat soos ons is? Wat presies die selfde eienskappe as ek en jy het? Dit kan nie wees nie. God is soveel groter en soveel meer wonderlik en almagtiger as wat ek en jy is. Nou hierdie bring 'n mate van verstomming in ons, 'n verstomming oor hierdie grootheid van God, en dit maak dat ons aanbidding soveel meer intens behoort te wees. Dit is eintlik verstommend dat hierdie God homself enigsins aan my en jou kom openbaar het. Daar's geen einde aan God se wysheid nie. Daar's geen einde aan God se krag nie. God het nie spiere wat moeg word soos ek en jy nie. God het nie 'n liggaam, nie, so sy krag is werklik oneindig. God het letterlik geen grense nie. Niks is vir God onmoontlik nie. Jy kan sien dat God so oneindig is, dat ons nog nie eens die onderkant van die koppie gekrap het, as dit kom by kennis van God nie. Ons gaan 'n ewigheid spandeer om God te leer ken, en steeds sal ons nie alles weet van die goedheid en die almag van hierdie wonderlike God nie. My gebed is dat God elkeen van ons sal seën in hierdie reeks waarin ons hom beter leer ken. Seën vir julle en sien julle by die volgende video. En onthou, leer die Bybel in konteks.